Welkom by ons verkenning van projekbestuur se organisatoriese strukture. Ons sal delf in hoe hierdie raamwerke spanne en hulpbronne organiseer, optimalisering van projekkoördinering en effektiwiteit. Begrip van hierdie strukture is noodsaaklik vir suksesvolle projekuitvoering in verskeie omgewings. Funksionele strukture organiseer spanne gebaseer op gespesialiseerde funksies soos bemarking of ingenieurswese. Departemente funksioneer onafhanklik met duidelike hiërargieë, wat hierdie struktuur geskik maak vir stabiele omgewings met goed gedefinieerde rolle en loopbaanpaaie. In 'n geprojekteerde struktuur word spanne rondom spesifieke projekte georganiseer. Projekbestuurders het volle gesag oor hulpbronne en besluitneming, met die klem op projekdoelwitte en aanspreeklikheid. Hierdie struktuur is ideaal vir organisasies wat fokus op die lewering van spesifieke projekte. Matriekstrukture kombineer funksionele en geprojekteerde elemente, waar werknemers aan beide funksionele en projekbestuurders rapporteer. Dit moedig samewerking en hulpbrondeling aan, maar kan lei tot komplekse rapporteringsverhoudings, wat dit effektief maak in dinamiese omgewings. Saamgestelde strukture bied 'n hibriede benadering, wat elemente van verskeie strukture kombineer wat op organisatoriese behoeftes afgestem is. Hierdie aanpasbare raamwerk spreek spesifieke projekvereistes aan en bied buigsaamheid vir diverse projekte en ontwikkelende organisatoriese behoeftes. Ten slotte, om die tipes projekbestuursorganisasiestrukture te verstaan, funksioneel, geprojekteerd, matriks en saamgestel, help om die geskikste raamwerk vir die effektiewe bestuur van projekte te kies. Elke struktuur bied verskillende voordele en uitdagings, wat beïnvloed hoe projekte uitgevoer en bestuur word. Dankie vir die kyk.